Goeiedag, ek is Gerard saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Eksodus 8 te lees en hier word die 3 plaae wat God oor Egipte gebring het, of 3 plaae van die 10 plaae word 3 plaae wat God oor Egipte gebring het deur Moses en Aaron beskryf. Verse 1 tot 15 lees ons van die plaag van Paddas, verse 16 tot 19 die plaag van muggies, en dan natuurlik verse 20 tot 32 die plaag van steekvlee. En ons sien dat Farao telke male sy hart verhard, selfs wanneer hy verligting of redding ontvang van 'n plaag. 'n Belangrike punt hier is dat God begin om 'n onderskeid te maak tussen Egipte en Israel. Die land Goshen waar die Israeliete bly, word gespaar van die plaag van steekvlee. En so openbaar God dan sy mag oor alles en roep mense tot gehoorsaamheid. Maar 'n harde hart sal hom weerstaan. En selfs in die lig van duidelike tekens bly Farao sy hart verhard teenoor die Here. Enkele gedagtes aangaande die teksgedeelte. Ons sien iets hier van God se absolute mag. Hy beheer die natuur en die skepping, selfs klein dinge soos paddas, insekte, steekvlee. En dit laat my dink aan Psalm 78 vers 43 tot 45 waar daar ook herinnering gegee word aan die plaag. Dan verse 1 tot 15 rondom die plaag van paddas. Die Egiptenare het die padda gesien as die skenker van lewenskrag. 'n Godin met 'n paddakop is aanbid en veral aanbid in gevalle van waar vrouens 'n kraam is die godin ook genade. So dit het 'n afgodsbeeld en daarom het God paddas gebring om te wys hy's groter as hulle afgod. Dan die plaag van die muggies in verse 16 tot 19. Hier sien ons dat die towenaars nie die derde plaag kon namaak nie. En dan vir Farao sê, dit is die vinger van God. En dit dui op die onmag van hulle afgode wat hulle aanbid. 'n Erkenning van, ons gode kan nie dit doen nie. Dan in verse 20 tot 32 waar ons lees van die plaag van steekvlee, sien ons dat Farao nou begin onderhandel met Moses. Maar Moses wys vir Farao op 'n diplomatisiese wyse daarop dat Israel se offers afstootlik en aanstootlik vir die Egiptenare sal wees, omrede hulle die koeigodin Hathor aanbid het. Met ander woorde, ons kan nie in Egipte ons offers bring nie, want dit gaan vir julle aanstootlik wees, omdat dit 'n afgod is wat julle aanbid. En dan sien ons natuurlik ook dat Farao sy woord verbreek die oomblik by die krisis verby is. Ek sien ook iets in hierdie deel van die gevaar van 'n verharde hart. Farao erken soms God en sy mag, maar hy verander nie werklik nie. En dit laat my dink aan 1 Samuel 6 vers 6 waar daar 'n duidelike waarskuwing is dat ons nie ons harte moet verhard soos Egipte nie. Maar ons sien ook hier dat tydelike berou nie ware bekering is nie. Farao vra hulp, maar sodra die hulp gegee word, keer hy terug na sy ongehoorsaamheid en die hardheid van sy hart. Maar wat kosbaar is, in verse 22 tot 23, sien ons hoe God sy volk beskerm. Hy maak 'n onderskeid tussen Israel en die Egiptenare. En ek en jy kan ook daaraan vashou vandag. En dan sien ons dat mense het beperkings en ons kan nie teenoor God staan en teenoor God se mag, almag staan nie. In verse 19 waar die towenaars die derde plaag nie kon namaak nie en erken dit is die vinger van God. Hier word ook heen gewys na Jesus Christus, want in Lukas 11 vers 20 sê Jesus is ek deur die vinger van God duiwels uitdryf. Dieselfde goddelike krag is in Christus in die werk. En natuurlik, Moses bring oordeel plaag oor Egipte, terwyl Jesus groter is as Moses en uiteindelik verlossing en genade bring. Ons sien ook dat Farao verhard sy hart, maar in Jesus word harte sag gemaak en nuut gemaak. Ons sien dat ook dat soos Israel gespaar word, so word gelowiges gered deur Christus. Daar word 'n onderskeid gemaak tussen God se volk en die wêreld, tussen Jesus Christus se bruidskerk en die wêreld. En dan sien ons ook iets van oordeel en genade. Eksodus wys en dui op God se oordeel. Maar Jesus dra daardie oordeel namens my en jou, ons aan die kruis.
Kom ons oorweeg vandag bidend, soos Dawid in Psalm 139 vers 23 tot 24 die Here vra om hom te deurgrond. Kom ons vra vandag die Heilige Gees om ons te deurgrond, of ons nie dalk ons harte teenoor God en ons medemens verhard nie, of ons konsekwent is in ons geloof, of ons God se hand in alles sien en erken, en of ons leef as mense wat afgesonder is vir hom, en of ons volhard in gehoorsaamheid. Groete en seënwense vir jou dag.